paar miljoen rand spandeer. Die groot gebou vereer nie die Here nie. Dis die opregtheid van die hart van die mens wat die Here aanbid. Jy kan in 'n tent, ek het gesien in Middelburg, ek was jarelang die gemeente gehad daar, tentveld te gehou, en ek het gesien in die eenvoudigste ou tentjie, ons eerste tent was maar so 250 sitplek tent, tweedehandse tent. Hy het al 'n bietjie geskeer. Hier en daar reggemaak met seilgaring. Maar as jy in 'n tent instap, en die salwing van die Here is daar. Hoekom is hy daar? Omdat hy aanbid word buitekant die tent, by die huis. Die krag van die kerk lê by die huis. Die woord van die Here sê, as jy gaan bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur. Dat niemand jou kan hoor nie. Maar jy met God kan praat. Gebed is vir my 'n gesprek met die Here. Ek wil met hom praat en hy moet met my kan praat. Vir baie mense klink dit half belaglik om in tale te bid, maar die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 14, wanneer ek in 'n taal bid, dan is my gees wat met God praat. Woorde wat my verstand nie kan verstaan nie. Dis die waarde van werklike gebed, wanneer niemand jou kan hoor nie. Wanneer jy nie bid om te kan spog en sê, ek kan mooi bid nie. Dit gaan nie oor hoe mooi jy bid nie. Het gaan hoe eg jou hart is met die Here. Maar ek het baie bly is hier, daar is hierbaar agter, ek het hom nie van tevore gesien nie. Dalk is dit die gemeente, ek is nie so lank hier om almal te ken nie. Ek ken hier en daar 'n naam, ek ken Joe se naam. En, want dit is maklik om te onthou, dis Joe. Dis Joe skuld. Halleluja. Ek wil vir u 'n skrifgie lees in die woord van die Here in Johannes die 16de hoofstuk, daar vanaf die 7de vers. Jy kan die Bybel oopmaak as jy wil saam lees, as jy baie welkom. Prys die Here. Ek weet nie of al die mense wat nie hier is nie, of hulle met vakansie is nie, maar as hulle is, vertrou ek dat hulle vakansie gaan geniet. Party mense is net 'n bietjie lui op Sondagmôre kerk, as nie baie mense vanmôre, bly maar by die huis. Dis ons maar hoe dit werk. My suster, maar jy het mooi gesing nou hierso. Ek hoor jy het altoe stem gesing. Jou werk is nou vas hierso, hoor, jy moet hierso kom sing. Ek is nie die aansteller van die sangers, maar ek stel jou aan vanmôre. Prys die Here, net nog 'n mikrofoon kry. Halleluja, het jy die skrif gekry, Johannes 16 vanaf vers 7. Is Jesus aan die woord. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Dis waar wat Jesus gesê het daar. As Jesus nie opgestaan het nie, of as hy nie gekruisig was nie, en hy dalk nog al die pad ewig kon lewe tot vandag toe, dan was hy gebonde in Jerusalem net daar. Ons hier in Witbank, ons is eintlik agter in die ry al soos dit is met die wêreld. As ons nog hier moet wees sonder 'n koning en sonder die Heilige Gees, weet ek nie wat sou van ons geword het nie, hoor. Dit is die Heilige Gees wat my aan die lewe hou en om God die Vader en die Seun te aanbid. En hy sê dat die Heilige Gees wanneer hy kom, gaan ons leer in die hele waarheid. Ek wil vir jou 'n skrifgie lees hier in Romeine die 6de hoofstuk. Die 16de vers. Hy sê, weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Nou ek is baie dankbaar om vanmôre met u die woord van die Here te kan deel. En ek is baie dankbaar vir die Heilige Gees. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dierbares, die werk van die Here het mense nodig, deur wie die Heilige Gees kan werk. En ek en u, elkeen van ons, moet onsself tot beskikking kan stel van die Heilige Gees, om iets vir God die Vader en die Seun te doen. Weet u, as so baie gelykenisse wat die Here Jesus vertel van
verskeie werkers of verskeie ure gehuur is. Maar die een wat vir my die meeste getref het, is die een wat 8:00 die oggend op Dinsdag gehuur het vir 'n sekere bedrag geld. En 4:00 die middag 'n tweede, laaste een gehuur ook vir dieselfde bedrag geld. En toe hulle betaal word, toe sê die een wat 8:00 begin het, maar daai man kan nie net soveel geld kry soos ek nie. Ek werk van 8:00 af tot 5:00. Hy werk van 4:00 af tot 5:00. Maar dis God se werk. Dis nie hoe lank jy op die pad is nie, maar hoeveel getrou jy aan die opdrag van die Here is en gelei word deur die Heilige Gees. Want as ek vir julle gelees het dat die een aan wie jy gehoorsaam is, die een wie jy dien, van hom is jy 'n diensknegt. Weet jy hoeveel mense sit vandag in die kerkewêreld, dan lyk dit pragtig, die dames is 'n bietjie gom gesmeer aan die gesiggies, en lyk baie mooi, en die hare is gekam, en mooi reggemaak, en die manne trek pakke klere aan, ook nie eintlik nie, vandag trek hulle 'n stukkie in denim jean aan, jy trek nie meer 'n pak klere aan nie, jy is uit die mode uit as jy 'n pak klere aantrek. As dit nie so warm was, het ek my baadjie aangetrek, ek hou daarvan om met my baadjie te preek, is vir my 'n teken van gesag, maar dit is bietjie warm vanmôre, verdra my. Maar weet jy dat, daar's groot dinge in die wêreld, wat 'n aanslag op die kerk van die Here is. En dis die krag van die Heilige Gees wat kan maak dat ons kan bly staan teen daardie aanslag van die wêreld. Ek kan nou baie goed noem wat teen die kerk staan. Maar as ek nou vinnig een kan noem, sommer net vinnig geld. Geld en geldmag is seker een van die grootste teestanders van die woord van die Here. Mense sal hulle harte verkoop vir geld. Ek hoor nou met die politieke ontwikkeling daar in die parlement en die getuienisse van die kommissie wat aangestel is. Ek kan nie al daai manne se name uitspreek nie, ek kan nie daai taal praat nie. Maar as jy dan hoor en sien wat is besig om te gebeur in Suid-Afrika, dan is jy eintlik verwonderd dat ons nog kos op die tafel het om te eet, hoor. Regtig. As jy dan kyk hoe die mekaar dit is in die leierskap van ons land, agter geld aan. Geld is die grootste oorsaak van al die probleme. Geld. Een ou kry sommer 500.000 rand. Hulle gee hom 500.000 rand om iets te doen. As dit 500.000 rand niks is nie, as hulle my 500.000 rand gee, eerlikheid, ek sal nogal lekker voel, hoor, ek moet vir jou vertel. Maar hulle hanteer dit sommer so lig weg. Geld is een van die grootste vyande van die kerk. Daar's predikers reg oor die wêreld, maar meer in Amerika lyk dit vir my, waaroor die hele godsdienst vir hulle gaan oor voorspoed, prosperity, oor geld. En dit het so baie duisende, dalk miljoene mense weggetrek van die leiding van die Heilige Gees af, wat nie gehoorsaam kan wees aan die Heilige Gees nie, as gehoorsaam aan die geldgod, en die een aan wie jy gehoorsaam is, van hom het jy 'n diensknegt geword. Maar as die ander een wat ek vanmôre so 'n bietjie oor wil praat, sê my sal toelaat, ek wil vir ietsie vertel. Ek het Woensdagoggend 'n droom gehad. Het was vir my 'n aardige droom, en toe ek wakker word, sê ek vir my vrou, hierdie droom het my geweldig ontstel, en ek het hierdie loop van die dag, het ek met die Here oor dit gepraat, en uiteindelik het die Here my gesê, wat die betekenis daarvan is. Ek droom ek ry met 'n wit karretjie, 'n Jimny, ken jy 'n Jimny? Suzuki, almal ken hom. Ek het nog nooit een gehad nie, ek het nog nie begeerte om een te hê nie, maar in die droom ry ek een. Ek ry met 'n teerpad, en ek sien hier is mooi natuur, is nie dig bebos nie, is oop, is bome en 'n bietjie gras en so, maar ek stop toe by die hek, en tot my verbasing, die hek is nie gesluit nie, ek stoot hy met oop en ek stap in. En ek sê vir myself, ek moet nou in hierdie veld afstap, dis nou lekker stil, ek gaan met die Here loop en praat, so dis nou wat ek in my droom het. Maar ek net eers vir ietsie sê, wat jy net moet in gedagte hou. Want ek gaan slaap, is my brein slaap, maar my gees slaap nie. En baie keer praat die Here met jou in die gees, en om dit by jou bekend te maak, gaan dit aan jou brein te moet gaan om vir jou te sê, dan dink jy het gedroom, maar eintlik is dit 'n gesig wat God vir jou gee. So dis waar die verskil kom. Maar ek stap toe in hierdie pragtige grond af, en ek sien daar's 'n gat in die grond,
En ek stap nader en ek kyk in die gat, ek sien daar's trappe. En ek klim die trappe af, en ek gaan al dieper, en dieper, en hoe dieper ek gaan, hoe meer mense is daar. Maar ek kan sien, as kerkmense is netjies aangetrek, party het pakke klere aan, en die vrouens is netjies aangetrek, hulle hare is gekam. Maar daar's paar honderd, later word dit duisende mense, en hoe dieper ek gaan, hoe meer mense, hoe meer, en hoe meer, en hoe meer. En weet jy wat? Toe besef ek, as ek hier wil uitkom, ek weet nie hoe gaan ek uitkom nie. As die rigtingwyser om te sê, hoe kom jy uit nie? Dit lyk of al daardie mense eintlik soek na die uitgang, maar hulle kan nie die uitgang kry nie. En is 'n toestand, maar almal lyk so heeltemal tevrede hoor. Hulle loop so, lyk of hulle met mekaar gesels en groet en so. As een ouetjie wat ek nogal groet, 'n jong maar ouetjie, ek ken hom nie regtig nie, maar hy sê vir my, ag pastoor, ek is nou weer terug by die PPK. Ek weet nie hoekom hy dit vir my sê nie, maar ek ken hom nie. Maar ek sien, daar loop my oudste dogter. Sy het 'n wit pakkie aan, 'n skirt met 'n wit baadjie bo, netjies 'n pakkie klere aan. Maar ek sien haar net van agteraf, maar ek weet dis Jackie. En ek dog, ek wil haar gou in die hande kry. En as ek naby kom en sy weg, as sy op 'n ander trap. Dan vat ek die trap en ek loop die ander trap en ek klim af en op. Dan as ek daar loop sy weer. En ek kan haar nie in die hande kry nie. En gelukkig vir my, om uit te kom word ek toe nog wakker. En ek praat met die Here oor dit. En weet jy, deur die dag wys die Here my deur die Gees, die grootste vyand van die kerk is godsdienstigheid. En daardie mense daar in daardie grot by die trappe is vasgevang deur 'n godsdienstpatroon. Die Heilige Gees speel nie meer 'n rol om hulle te lei nie. Die tradisie van godsdienst lei hulle. Hulle doen dinge omdat dit maar so gedoen word. Sondagmôre, jy gaan ons kerk toe by man, ja wat my vrou, is nou maar Sondag, kom ons gaan maar. Hoop maar die diens is lekker. Dan kom hulle maar kerk toe, kom in die kerk, sing 'n paar koortjies, en as die pastoor preek, en sien sy oogies gaan so, sy kopjie niks so, 'n bietjie moeg, bietjie vroeg opgestaan, maar hy is dan daar. As die kerk uitkom en sê, wonderlike diens, dan gaan hy maar by huis toe. Volgende Sondag is maar dieselfde patroon. Elke week gaan dieselfde, en gaan dieselfde. Maar ergens op hierdie pad, raak 'n mens so verstrengeld aan daardie patroon van godsdiens, dat jy die leiding van die Heilige Gees nie meer kan optel nie. Jy kan nie meer uit dit uitkom nie. Jy is vasgevang in daai dinge. En mense, die woord van die Here sê in Romeine 8:14, dat hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En mense, as ons daardie leiding van die Gees verloor en vasgevang word in godsdiens, dan verloor ons die hele krag van God. Want die krag van God, die Handelinge 1:8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As ons die leiding van die Heilige Gees verloor ons die krag van die Here, ons verloor die krag van die kerk. En daarom wil ek vanmôre u aanmoedig, dierbares. Ons moet begin om te bid by die huis waar jy nie gewoond is om te bid nie. Verander jou tye, net om jouself uit daai greep van godsdiens uit te kan haal. Dat jy kan sê, ek gaan nie meer 2 uur vanmiddag bietjie rus nie, ek gaan 2 uur vanmiddag bid. Ek gaan nie meer 9 uur opstaan nie, ek gaan 6 uur opstaan, ek wil gaan bid. En gaan maak jy die Bybel sê, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid daar in die verborgenheid, dat God jou kan hoor. As ons wil regkom, hierdie gemeente, wat ek nou kort by aangesluit het, en ek dank die Here vir hulle, vir die voorreg wat ek en my vrou het om musiek te kan maak. Maar ek wil u sê, ons het nodig, en u moet erken, en ek erken dit, ek het dit nodig, dat ons weer die wind van die Heilige Gees mag ondervind in hierdie gemeente, soos wat dit eintlik behoort te wees in 'n Pinksterkerk. En weet jy, daar is so baie goed wat mense doen, en as jy nie kan verklaar waarom doen hy dit nie, dan sê jy die Heilige Gees het my gelei. Dan is dit nie die Heilige Gees nie. Ek het al goed sien gebeur in die kerkewêreld in die paar jaar wat ek die Here dien, in die 55 jaar wat ek op die pad is, het ek al goed gesien gebeur, dierbares, wat my verstom het,
oor mense doen, dan sê hulle, die Heilige Gees het my gelei om dit te doen. Ek wil vandag vir u sê, daar's dinge wat gedoen word in die kerkewêreld onder die leiding van die Heilige Gees gaan, wat nie die leiding van die Heilige Gees is nie. Want as die Gees van God lei, hy lei jou in die waarheid in, hy lei jou in oorwinning in, hy lei jou in herlewing in, hy lei jou in 'n kragveld van God se heerlikheid in, as die Gees van God jou lei. Maar as die Gees van God jou nie lei nie, kom die dood. En ek wil vandag vir u sê, ek weet nie van baie kerke in Witbank waar daar herlewing is nie. Ek weet nie eintlik van kerke in Witbank waar daar regtig net lewe is nie, wat nog van 'n herlewing nie, wat net van 'n lewe is. Wat is 'n herlewing? Is wanneer iets wat bestaan het, dood gegaan het, en hy word weer lewendig, dan herleef hy. Ek het Pinkster groot geword, toevallig in die Volle Evangelie Kerk, gebore in die Volle Evangelie Kerk, my pa was die pastoor. Maar daar was daardie dae 'n ander tipe van kerk, dat help nie ons gaan terug na ou tyd nie. Weet, daai dae het die mense was anderster gewees. Die ou broer kom by die kerk aan met 'n pak klere wat iemand hom gegee het, die baadjies se moue sit hierso. En die broek sit daar so bo kan sy kouse, want hy is nie sy grootte nie, maar iemand het hom 'n pak klere gegee. Hy kom nie kerk toe sonder 'n pak nie. Ek wil nou nie sê jy moet met 'n pak klere kerk toe kom nie. Moenie ek begin klere preek in die kerk nie. Dit is die laaste ding wat ek wil doen, is om klere te preek. Maar weet jy, daar was 'n ander tipe van 'n krag in die kerk. Ek het onthou, daar in die hospitaal was 'n ou tannie wat siek was. Toe gaan van die gemeentelede, hulle gaan sit voor die ingang van die saal, op sak en as en bid, tot daai tannie uitkwam. Totdat God haar gesond maak. Tot op 'n dag, toe staan sy op, toe sy gesond. Die dokter sê, "Waar gaan jy heen?" Sy sê, "Ek is gesond." Toe staan daai mense op vir die sak en as vir die deure van die saal. Toe het hulle gebid, totdat die Here haar antwoord. Ons het daai dinge verloor hoor deur die jare. Ons het verloor van naaste liefde. Ons het verloor om mekaar om te gee. Ons het verloor van herderskap. Ons het verloor van reisigers op die pad van die krag. Ons het dit verloor, maar God soek 'n herlewing in my lewe en in u lewe, dat ons weer kan opstaan, dat die Gees van die Here ons weer kan begin lei. Is daar iemand wat kan amen sê, of is wie wil nie? Dalk wil jy nou nie amen sê nie. Ek wil jy nou nie dwing om 'n ding te sê wat jy nie wil nie. Maar ek wil vandag vir u sê, dat dit tyd geword nou, in hierdie tyd van die aarde, van ons wêreld, van Suid-Afrika. Ek praat met die Here gisteroggend, en die Here sê vir my iets baie belangriks. Sy koninkryk is verhewe bo in die koninkryk van die aarde, van die wêreld. Sy koninkryk is nie net 'n teorie nie, is 'n krag. En elkeen wat in daardie koninkryk is, het heerskappy oor die koninkryk van die aarde. En ek en u wat sê ons is wedergebore, ons gaan die koninkryk in Johannes 3 sê die Here Jesus in die 5de vers. Niemand gaan die koninkryk van God in sonder wedergeboorte nie. Jy moet wedergebore wees, dan kan jy daar ingaan. As jy eers een keer daarin is jy veronderstel om die krag koninkryk van God te wees, waar jy kan gesag uitoefen oor die aarde. Maar ek wil vandag vir ietsie sê, jy mag dalk met my stryd, maar jy moet maar saamstem. Sê maar ja. Wie gaan saamstem? Sê sommer ja voor ek praat. Sê sommer ja. Halleluja. As ek en u as kinders van God in die koninkryk van God vandag ons plek inneem, ons behoort in te neem, verander ons regering vanmôre in Suid-Afrika. Ons maak ons president 'n Heilige Gees gedoopte president. Ons maak die visiepresident 'n Heilige Gees gedoopte visiepresident, of hy wit of swart is, maak glad nie saak nie. Maar dit is daarmee te doen nie. Maar weet jy, ons het manne nodig daarbo wat God ken en God dien. Wie gaan dit regkry? Ek en u, wat wedergebore is, wat deel is van die koninkryk van God. Ons het meer krag as wat ons dink ons het, hoor. As ons net begin om dit uit te oefen, as jy eers een keer gesag oor 'n saak vat, en jy sien jy wen, dan vat jy moed. Dan vat jy die volgende een, jy vat weer gesag, en jy wen weer 'n keer, dan bou jy op, en jy bou die krag van die Here. Maar jy kry dit nie sonder gebed nie. Jy kry dit nie sonder toewyding nie. Jy kry dit sonder die Heilige Gees nie. Mense, ek wil vanmôre, ek is bykanslaag gepraat, ons gaan môre vroeg huis toe. Dan sê, prys die Here, vanmôre gaan ons vroeg huis toe. Ja, ons gaan vroeg.
Maar mense, ons het nodig om in ons eie gemeente herlewing af te bid. Ons het nodig in ons eie gemeente om die krag van God af te bid. As jy net op die dak weer 'n paar tonge vuur kan brand en die wêreld kan sien, sê, wat gaan daar by die vollies aan sê? Het jy gesien? Ek hoor, daar's herlewing. Daar's niks wat mense so vinnig trek as die krag van God nie. As ons dit kan deurbid en aanhou bid, dis nie wie die prediker is nie. Ek kan nie so goed preek soos Pastoor Kenny nie. Hy's baie jonger as ek en hy kan baie beter preek. Ek is 'n ou toppie. Ek kan nie meer lekker preek nie. Maar ongeag, ek weet vanmôre een ding, ek ken die krag van die Here. Ek het gesien wat die krag van God kan doen. Halleluja. Halleluja. Ek moet u vertel. Ek het dit al vir u vertel, maar dit in geval jy dalk vergeet het. Ons het 'n tentveld tog in Middelburg, in die Middendorp, waar Otto Spers vandag staan. Dit is 'n oop stukkie erf. So 40 dae gevas vir daai tentveld tog. Nou kom in by die eerste aand se diens. Is daar 'n briefie op die platform, so 'n preekstoeltjie. Pastoor, bid vir my, ek en my man MSC het hartprobleme. En ek kom daar voor, net voor, ons nog nie begin sing nie. En ek sien die brief, ek sê, is die mense hier so? Ja, sê, ek was, dan steek jy hand op, as jy kom, ons gaan vir julle bid. Toe ons afkom in die gang, die tent het nou 2 pale daar agter, een hier voor, met so tuffer, waar jy die tent kan optrek, bo teen die paal op nie. En toe die naby kom, die man en die vrou en die seun, toe val hulle onder die krag van die Here. Niemand het vir hulle gebid nie, niemand het hulle geraak nie, die krag van die Here, en die man val met sy kop teen die tuffer, en die tuffer teen die paal, en maak so tong, ek dink, Here, vanaand begin ons by die begrafenis by die diens. Hierdie man is dood, hy is weg. Ek dink, ek weet nie wat om te maak nie, ons gaan maar net sing, ons kyk maar, daar lê hulle, ons sing. Chantal, jy was nog lekker klein geweest daai tyd, my jongste dogter, wat vanmôre hier is. Ons sing, hou kerk, eerlikheid, en die krag van God kom, dan spring mense op, en spring hulle agter, sê hulle, ek is gesond, die Here het my gesond gemaak, my pyn is weg, dan spring daar iemand op, ek is gesond, niemand bid vir hulle nie, die krag van die Here doen dit, ek wil vanmôre vir u sê, die krag van God het nooit verminder nie, is ons wat buite kan die kring van God se heiligheid is, die probleem lê nie by die Here nie, die probleem lê by ons, en ons volging van die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees. Hoor ons sê die woord van die Here in Galasiërs 5, vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dit is 'n kort sinnetjie, maar dit is 'n groot sak. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die Gees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees, hoofletter Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees van God gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, as onder die krag van die Here. Mense, ek bid oor dit elke dag as ek bid vir die gemeente, en ek bid elke dag vir die gemeente. Ek bid elke dag vir die pastoor en sy vrou, ek bid elke dag vir die kerkraad, ek bid elke dag vir die gemeentelede, ek beloof jou, ek jok nie vir jou nie, ek praat die waarheid, ek bid elke dag, ek roep 'n herlewing in die gemeente, want die woord sê in Matteus 17 vers 20, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, werp jouself in die see, en as jy glo wat jy sê, en nie twyfel nie, sal gebeur net wat jy sê. Ek roep herlewing oor die volle evangelie kerk in Witbank, hier sal redding kom, hier sal herlewing kom, hier sal dooping in die Heilige Gees kom, die vuur van God sal brand hier, mense gaan juig in hierdie plek, want God gaan groot dinge doen. Maar weet jy wat? God werk deur mense. Sy Gees werk deur jou. Sy Gees werk deur my. Hoe beskikbaar is ek en u vir die Heilige Gees? As ek na die Gees luister, sal ek nooit die begeerte van die vlees volbring nie. Nooit in die hande van die vyand val nie. Mense, Jesus het gekom om ons te verlos.
Nie net om die hemel toe te gaan nie, en nie hel toe te gaan nie, maar om ons onder die mag van die Satan uit te haal. Onder die slawerny van sonde uit te haal. Sy bloed reinig van alle ongeregtigheid. Hy haal jou uit, hy maak jou skoon, hy vul jou met sy gees, sodat ons die werk kan doen waarvoor hy ons geroep het en aangestel het. Nou vra ek vir u, hoe gehoorsaam en hoe getrou is ek en u aan daardie opdrag. Gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. Ek wil vir u bid. Kan ek maar vir u bid? As u enigstens belangstel om meer van die Here te kry, wil ek vir u bid. Maar voor ek vir u bid, wil ek net vir u 'n klein prentjie skilder van die skeidslyn van die lewe. As 'n skeidslyn reg deur die lewenspad. Die skeidslyn tussen goed en kwaad. Reg en verkeerd. Die waarheid of die leuen. Die lig of die duisternis. Bedrog of opreg. En weet jy wat sê ek vanmôre vir u? Die wat aan die goeie kant van die skeidslyn is, die kant van die waarheid, die kant van die opregtheid, die kant van die heiligheid. Hoe langer jy deur die Gees van God gelei word, bly jy in daardie kant van die lyn. En hoe langer jy in daardie kant van die lyn bly, hoe meer duidelik word die beeld van Christus in jou lewe. Maar as jy nie na die Gees van die Here luister nie, en jy tree oor na die verkeerde kant toe, jy is nie meer opreg nie, jy lieg maklik, jy bedrieg maklik, jy is vol kwaad, jy is nie vol geregtigheid nie, jy is oneerlik, jy doen nie sonde. Hoe minder van die beeld van Christus kom daar in jou lewe. Die Gees van God lei jou om skeiding te maak tussen reg en verkeerd, goed en sleg. Onthou dit vanmôre, want dis die woord wat die Here vanmôre vir my gee om u te bedien. As u wil hê ek moet saam met u bid, sal u omgee om saam met te staan, dan bid ons dat die Here ons almal in hierdie pad van geregtigheid sal lei en sal leer. Hemelse Vader, ek weet, ons is geneig om rond te kyk. Ons is geneig om beïndruk te word met dit wat die oog van die vlees sien. Soos baie mense sien, dan dink ons sukses. Soos min mense sien, dan dink ons mislukking. Maar ek wil vanmôre my oë opslaan in die Gees, Here. En hierdie gemeente sien in 'n totale oorwinning. Dat elkeen wat staan vanmôre, wat saam met my staan om te bid, dat u deur u Gees elke een vanmôre sal opwek in die harte, diep in die hart raak sal aanraak, dat daar 'n nuwe lewe kom, 'n nuwe begeerte kom, en sê, Here, lei my deur u Gees op die weë van die Here, lei my in die pad van geregtigheid, lei my in die pad van oorwinning, sodat ek vir u 'n diensknegt kan wees. Ag, geen nie om watter uur ek gehuur word nie, maar my loon sal groot wees. Die loon is die blydskap van die Here. Die loon is die oorwinning oor die duiwel. Die loon is die deurbraak in my geestelike lewe. Ek roep dit oor elke man en vrou wat vanmôre saam met my staan, dat u daarin vereer sal word, Vader. En ek doen dit, Here Jesus, u seën. En ek dank u daarvoor, Here. Amen.